Goeiemôre almal, ek hoop dit gaan baie goed met julle. Vanoggend wil ek met julle praat oor die vyand wag op jou. En jy gaan vir my sê, maar Monica, hoekom wag die vyand op my? En die rede daarvoor is, hy wil sien dat jy ernstig is om jou autoriteit teen hom op te vat. Nou, vir so lank as wat ek en jy die volgende doen, vir so lank gaan ek en jy 'n woer in sy hande wees. En dit is nommer 1, wanneer jy gedurig deur verander vra om vir jou te bid en nie self die autoriteit teen dinge op te vat nie, teen die vyand op te vat nie. Daar's 'n vyand wat agterwerk. Ons sien mense, ons sien dinge, ons sien omstandighede, maar dit is nie die oorsprong van die probleem nie. Die probleem is die dinge wat van agteraf kom, wat ons nie kan sien nie. En dit is wat die Here sê, vat jou autoriteit op. Ek het vir jou gesit in 'n posisie wat jy kan regeer uit my uit, vanuit jou posisie uit my uit. Dis wat God vir elkeen van ons wil hê. Nommer 2, gedurig vir die Here te vra om dit asseblief, whatever vir ons te doen. En ja, daar's tye wat ons voel, joh, die ding is vir ons te groot, en sê, Here, asseblief help ons. En baie mense vra, ag Here, kan U asseblief hierdie ding vir my doen? Nee, die Here sê, ek het vir jou die autoriteit gegee, staan op dit, en neem jou autoriteit en spreek teen daai ding, kom teen daai ding, gebruik my woord, spreek 'n lewe in jou omstandighede, spreek lewe in jou omstandighede, want jy het die autoriteit om dit te doen in en deur Christus Jesus. Nou 1 Petrus 5 vers 8 tot 9 sê, wees nugter en waaksaam. 2 belangrike dinge, nugter en waaksaam. Want julle teenstander, ons het 'n teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. So sy job description is om te kyk wat hy kan doen om jou lewe moeilik vir jou te maak. Vers 9 sê, hom moet julle teenstaan. Die vyand kom teen ons, ja, maar ons verantwoordelikheid is om hom teen te staan. Niemand anders te gaan dit vir ons doen nie. Ek en jou verantwoordelikheid is dit om teen te staan. Maar hy sê, standvastig in die geloof. Dit is in en deur die Here wat ons hierdie dinge doen. Omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Ek wil vir jou vanoggend bemoedig en sê, jy's nie alleen nie. Daar's baie mense wat hierdie selfde tipe van goed gaan as wat jy gaan, of soortgelyke goede. So staan vanoggend op met nuwe moed, nuwe krag, nuwe ywer, vat jou posisie op en kom teen, en staan teen die dinge van die vyand. Moenie teen die persoon kom nie, moenie teen daai ding wat jy sien kom nie, want daar's 'n gees agter wat dit dryf. Erken die gees, kom teen daai gees en weerstaan die duiwel in jou lewe. Die woord van die Here sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Shalom.